So wanneer kinders gedragsprobleme wys, kan dit die hele gesinsdinamika omvergooi en ouers is heeltemal onseker oor hoe om hierdie ding te hanteer. Nou om die regte benadering te kies, kan baie moeilik wees, veral wanneer 'n kind gereeld ongeskik is, moeilik is, 'n tantrum gooi en alles wat jy van tevore al probeer het, nie regtig suksesvol was nie. So maniere om kinders wat in die skool sukkel te ondersteun en leiding te gee wanneer jy dalk sukkel. So, hoe begryp ons gedragsuitdagings by kinders? So, wanneer kinders die hele tyd tantrums gooi, kan dit baie keer 'n teken wees dat die kind nog nie regtig die skills het, die vaardighede het om emosies te hanteer nie, soos byvoorbeeld frustrasie, angs, woede is een van hulle. Hulle weet nie om dit te hanteer nie, so dan gooi hulle tantrum. Nou om te leer om hierdie intense gevoelens op 'n beter manier te hanteer, is dit natuurlik vaardighede wat hulle moet aanleer. Die eerste een is die beheer van impulsiewe gedrag. So, ons moet dink voordat ons iets doen. Die tweede een is, hoe reguleer ek my emosies? Hoe keer ek dat ek nie net react nie, dat ek nie net 'n tantrum gooi nie? Die volgende een is, hoe om probleme effektief op te los. Hulle moet leer dat 'n probleem moet opgelos word en 'n tantrum gaan nie regtig help nie. Die ander ding is in ons gemeenskappe op hierdie stadium is instant gratification. Hulle soek onmiddellik wat hulle nou wil hê. So hulle wil nie wag vir iets nie. So hulle moet leer om te wag vir iets voordat hulle dit kry of voordat iemand aandag gee daaraan. So die ander ding is onderhandeling en kommunikasie met volwassenes. Hoe praat jy met 'n groot mens? Hoe kommunikeer jy? En die ander ding is natuurlik sosiale verwagtinge in verskillende situasies, want jou kind kan jou embarrass as hy of sy nou ewe skielik in die middel van 'n geselskap inbars en nou die hele wêreld omvergooi en jou embarrass. Of soos baie mense sê, in die oë sit. So, baie kinders vind dit moeilik om reëls na te kom en grense te respekteer. Hulle kan dalk uitdagend wees, hulle kan instruksies ignoreer, of wanneer jy met hulle praat, redeneer hulle om hulle self uit die situasie uit te kry. So, dit kan nou voorkom op verskillende tye van die dag, spesifieke goed wat hulle moet doen, soos huiswerk, of hulle moet sport gaan doen, of hulle beklei baie keer net met spesifieke mense en nie met ander nie. En dit is ook moontlik dat 'n kind by die huis heeltemal anders optree as by die skool. Temper tantrums, woedebuie. Waar kom al hierdie goed vandaan en hoe moet mense dit hanteer? Nou ja, ouers sien woedebuie as 'n doelbewuste manipulasie. Nou, mense wat gedrag bestudeer, wys dat hierdie reaksies wat kinders het, nie regtig opsetlik is nie. Maar dit is 'n gedrag wat hulle aanleer. Dit gebeur wanneer kinders agterkom dat hulle tantrums 'n goeie uitkoms het. So as ek 'n tantrum gooi, dan wen ek en ek kry wat ek wil hê. So terwyl kinders emosioneel oorweldig voel en nie noodwendig hulle tantrums beplan nie, gebruik hulle dit om effektief hulle sin te kry, want hulle het nog nie beter maniere aangeleer hoe om te kommunikeer of hoe om 'n bekleierery of konflik op te los nie. So goed bedoelende versorgers soos ouers probeer baie keer om die situasie te verbeter deur die kind te troos of om in te gee, en dan versterk jy onbewustelik die gedrag. As gevolg hiervan gebruik kinders baie moontlik in die toekoms tantrums, woedebuie en so aan om hulle sin te kry, eerder as om gesonder hanteringsvaardighede te ontwikkel.